Hallo en welkom by hierdie eenheid oor die artikulering van die verwagte bydrae van jou navorsing. In hierdie sessie sal ons ondersoek waarom dit noodsaaklik is om jou studiese bydrae duidelik te definieer, of dit nou tot teorie, praktyk, beleid of toekomstige navorsing is. Jy sal leer hoe om die waarde van jou werk te demonstreer en te wys hoe dit begrip kan bevorder of betekenisvolle verandering kan teweegbring, veral binne die onderwyskonteks. Deur jou navorsingsbydrae te verduidelik, word die relevantie, oorspronklikheid en potensiële impak daarvan getoon. Dit help belanghebbendes soos befondsers, instellings en toesighouers om die doel en betekenis van jou studie te verstaan. Kom ons kyk eers na die tipes navorsingsbydraes. Teoretiese bydrae. Dit dra by tot bestaande kennis of stel nuwe konseptuele raamwerke bekend. Jy kan byvoorbeeld 'n nuwe model vir leerderbetrokkenheid in digitale klaskamers voorstel. Praktiese opvoedkundige bydrae. Dit bied oplossings vir werklike probleme in onderrig en leer. Byvoorbeeld die ontwikkeling van klaskamerstrategieë om wetenskapgeletterdheid onder graad 9 leerders te verbeter. Beleidsbydrae. Dit verskaf bewyse wat onderwysbeleide of besluitneming kan inlig. Jou bevindinge kan byvoorbeeld beleidsaanbevelings vir onderwysopleiding in landelike skole ondersteun. Metodologiese bydrae. Dit stel innoverende data-insamelings of ontledingsinstrumente bekend of pas dit aan. 'n Voorbeeld is die gebruik van visuele joernaalhouding om leerderrefleksies in 'n tegnologie-verbeterde program vas te lê. Omgewing. Volgende, kom ons kyk hoe die beleining van bydrae met navorsingskomponente werk. Jou verwagte bydrae moet duidelik verband hou met die navorsingsprobleem, vraag en doelwitte of hipoteses. Die waarde daarvan behoort te vloei uit gapings in die literatuur of gebiede waar huidige praktyk nie is nie. Effektief. Laastens, hoe bied jy jou bydrae aan? Wees spesifiek en realisties oor wat jou studie kan bereik. Gebruik selfversekerde taal wat die belangrikheid daarvan weerspieël sonder om die impak te oordryf. Toon aan hoe jou bevindinge tot verdere navorsing, praktiese verbeterings of nuwe rigtings in die veld kan lei. Ten slotte, 'n duidelike bespreking van die verwagte bydrae van jou studie versterk jou navorsingsvoorstel en beklemtoon die akademiese en praktiese waarde daarvan. Of jou navorsing nou teorie, opvoedkundige praktyk of beleid inlig, die sleutel is om te wys hoe dit werklike leemtes of behoeftes aanspreek. 'n Sterk bydraeverklaring regverdig nie net die belangrikheid van jou werk nie, maar demonstreer ook die blywende verskil wat dit in die veld van onderwys kan maak.